ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê, ek is lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want het word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. In my hart dra hy die kroon. Ons Vader in die hemel, graag neem ons u woord in ons hande. Ons is vanaand hier omdat ons u woord wil verstaan. Baie spesifiek ook dan die laaste boek, die enigste boek in u woord wat u titel dra, dat dit u openbaring is. Ons sal graag vanaand Openbaring 20 en 21 wil begryp. Ons weet dat in 'n mens dit nie moontlik is nie. Vader, wat ons gaan doen vanaand, ons wil u woord lees en ons wil u na u genade vra, want ons weet dis ook u hartsverlange. Want u het ons ook vir ons gesê dat ons moet lees, ons moet hoor, ons moet reageer hierop. Dit is ons hartsverlange om werklik te verstaan. Sal u dus baie naby aan ons kom, dat ons, as ons aan die einde van die lesing kom, dat elkeen van ons kan sê, u woord het ons vanaand nader aan u gebring, u woord het ons wys gemaak. Ons is gelukkig om u kinders te wees. Ons gaan dan nou op u wag, wees met elke individu. Pas elke woord aan by ons eie unieke aard. Amen. Vanaand kom ons dan by die 1000 jaar. Die onderwerp van die 1000 jaar, of kom ek begin van 'n ander vertrekpunt af. Baie onderwerpe in die Bybel, soos die boek Jesaja vir ons sê, ons moet hier 'n bietjie neem, daar 'n bietjie bymekaar plaas en dan kry ons die boodskap. Die studie wat ons vanaand gaan doen, vind ons net in Openbaring die 20ste hoofstuk. Die enigste plek in die Bybel waar daar verwys word na die 1000 jaar is die derde laaste hoofstuk van die Bybel. Openbaring 20. Dis die tydperk, soos jy net duidelik sal sien, wat loop van die eerste opstanding tot die tweede opstanding. Ek wil 'n baie sterk beroep op u vanaand doen. Daar is so 'n bietjie sensasie aan die 1000 jaar. Almal wil graag weet, wanneer is dit, wat beteken dit? Maar ek wil dit baie duidelik stel aan u vanaand, dat dit die sekondêre kant van die munt is. Primêr wil ek graag hê dat u moet weet, dat u vanaand by die Here moet soek, wat is die boodskap wat die Here deur die 1000 jaar graag vir ons wil sê? Dis die primêre verlange by die Here, dat u dit sal verstaan. Ons gaan vanaand baie duidelik sien, wanneer begin die 1000 jaar? Wanneer eindig hy? Waar is die regverdiges gedurende die 1000 jaar? Waar is die onregverdiges gedurende die 1000 jaar? Wat gebeur na die 1000 jaar? Wat wil God vir ons bring? Dis sekondêr. Graag wil ek 'n beroep op u doen vanaand om u hart oop te stel, dat u ietsie in die hiernamaals kan insien. Iets kan ervaar van die warmte, want weet jy, die boek Korintiërs sê vir ons, wat by ons gedagtes nog nie eens opgekom het nie, wat ons oë nog nie eens gesien het nie, ons ore nog nie eens gehoor het nie, is dit wat God vir ons beplan het. Ons is so vas met dit wat ons elke dag ons besig hou. Mag die Here u help om so 'n bietjie los te kom, om te ontspan vanaand en die woord van God saam te lees. Ek wil u weer herinner daaraan dat die eerste 3 hoofstukke van die Bybel vertel vir ons hoe sonde die wêreld gekom het. En vanaand gaan u so 'n openingkie kry van wat ons volgende Woensdag aand gaan doen. Waar sonde begin het, wie is die Satan? Het u geweet dat sonde nie in die tuin van Eden begin het nie? Het u geweet dat die engele gesondig het voor die aarde geskaap is van die engele? Volgende Woensdag aand is Openbaring 12
ons huiswerk. Maar vanaand sal jy so ietsie al daarvan sien. Eerste 3 hoofstukke, hoe sonde ingekom het. Die laaste 3 hoofstukke vertel vir ons hoe die sonde heeltemal verwyder is. En vanaand gaan ons die eerste 2 hoofstukke in besonderheid studeer van hierdie grootse onderwerp. Mag die Here naby aan ons kom. Die hoofstukke begin met die gedagte dat Satan gebind gaan word vir die 1000 jaar. Wat gebeur werklik in die 1000 jaar? Kom ons begin lees. En onthou die belangrikste oomblikke in die hele reeks is wanneer ons die woord van God saam lees. Bære dat daar diep binne in die hart. Plaas dit in u verwysingsraamwerk, want die Heilige Gees kan u baie beter lei as u hierdie boek regtig ken. Plaas dit in die innerlike lewensmotivering, dat dit u kan rig. Ons begin vanaand by Openbaring 20 vers 1. Ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Simbolies probeer die Here nou vir iets sê wat nou gaan gebeur. Hier kom 'n engel met die ketting en met die sleutel van die afgrond. En hy het jou draak gegryp wat jou slang en die duiwel en die Satan is. En hy het hom gebind vir die 1000 jaar lang. Daar's die eerste mal in die Bybel wat ons lees van die 1000 jaar. Die eerste konsep of gedagte wat na ons toe kom is, hier kom 'n groot engel met die sleutel van die afgrond met 'n ketting en hy bind Lucifer, Satan, hy bind hom vir 1000 jaar lang. Die 3de vers. En hom in die afgrond gewerp, hom toegesluit, dit bo hom verseël, hy word gesluit, dit word verseël. Jy gaan vanaand ook verder sien hoekom, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Nou kan jy al begin vasstel, gedurende hierdie tydperk wat ons gaan studeer in hierdie lesing vanaand, het die Satan nie toegang tot ons nie. Jy gaan later ook sien, het sy regverdiges of onregverdiges. Satan het hy is gebind. Hy is gebind. Daarna, en dit gaan jy aan die einde beter verstaan, jy moet dit net inneem, daarna gaan hy vir 'n kort tydjie ontbind word. Nooit weer gaan hy vir die ewigheid kan die metode, sy modus operandi hê wat hy nou het nie. Hy gaan gebind word vir 1000 jaar, dan weer vir 'n kort tydjie gaan hy dit hê. Hoe lank dit is, sê die Bybel nie vir ons. Is dit 3 maande, is dit 10 jaar, is dit 50 jaar? Die Bybel noem dit 'n kort tydjie gaan hy weer ontbind word. Hoe word die afvallige engele gebind? Hier is die venstertjie wat vir u oopgemaak gaan word. Luister mooi wat 2 Petrus 2 vers 4 sê, voor ons die gedagte verder neem. Want as God die engele wat gesondig het, ons onthou en besef dit nie aldag nie, dat van die engele, en volgende woensdag aan sal jy sien hoeveel, het geval, saam met Satan, Lucifer, die morgenster. Maar nou die gedagte, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het. Ons het nou net gehoor, Satan gaan gebind word deur 'n ketting. Die vraag vanaand is hierdie 'n werklike groot ketting, gaan Satan werklik vassit die hele tyd, of is dit na omstandighede wat hier verwys word? En ek wil hê jy moet duidelik sien, dis in simboliese taal, dis kettinge van duisternis oorgegee, om in bewaring gehou te word vir die oordeel. Hoe word Satan gebind? Watter omstandighede geld op daardie stadium? Die engel het gesê, Satan kom, hy word gebind vir die 1000 jaar. Is dit letterlik? Is dit figuurlik? Wat is die omstandighede? En nou wil ek jy net weer verfris, dat jy kan besef, wat het nou net gebeur? Wat het nou net gebeur toe die 1000 jaar begin het? Want die Here self het van die hemel neergedaal. 1518 keer sê die woord van God dit vir ons. Want die Here self het van die hemel neergedaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank, die basuin van God. Die wat in Christus gesterf het, het eerste opgestaan. U ken dit al reeds. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So is ons by die Here. U moet nou besef, die regverdige dode is opgewek, die lewende regverdiges is saam met die opgewekte regverdiges die Here tegemoet in die lig. U moet dus besef, die regverdiges op hierdie stadium is nie meer op die aarde nie. Dan sal die ongeregtiges geopenbaar word.
Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, die verskyning van sy wederkoms net tot niets sal maak. Wat gebeur met die lewende onregverdiges? Hulle wat die Here met die asem van sy mond net sal verdelg. Die ander aand het ons ook Jeremia 25:33 en Jeremia 4 vers 23 tot 27 bygesit. Hulle lê van die een einde tot die ander einde. Die lewende goddeloses of onregverdiges bestaan nie nou nie. Die Bybel sê hulle lê van die een einde tot die ander einde. Ons lees ook verder. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig is nie. U gaan sien dat hierdie dode eers aan die einde opstaan. Dit gaan hulle eerste opstanding wees. Dis die eerste maal wat hulle die lig sal sien. Nog 'n gedagte wat dit is. Met ander woorde, wanneer hierdie tydperk begin, besef jy dis duidelik. Regverdiges is opgeneem in die hemel. Onregverdiges het gesterf. Hulle herlewe nie tot na die 1000 jaar nie. Nou weet jy duidelik, dat gedurende die tydperk wat ons vanaand bestudeer, wat in die Bybel genoem word, die 1000 jaar, is die regverdiges in die hemel. Die goddeloses is dood, hulle gaan eers herlewe. Hulle staan eers op, hulle kom eers terug tot lewe aan die einde van hierdie tydperk. Die omstandighede wat Satan bind, onthou ons is op die oomblik besig om net vas te stel, wat is die omstandighede wat Satan dan nou bind? Want ons het gesien in ons inleidingsvers, Satan het toegang tot niemand nie. Maar kom ons lees dit vir u. Is dit almal buite sy bereik is? Die regverdiges is opgeneem by God in die hemel. Die onregverdiges is nog in hulle grafte. Hulle word eers aan die einde van die 1000 jaar opgewek. So baie duidelik, die omstandighede wat Satan bind, is God het die regverdiges kom neem. Die onregverdiges se bestaan is op daardie oomblik beëindig en sal eers hervat word na die 1000 jaar. Goed, hier is die eerste konsepte wat jy uit die eerste 3 verse geneem het. Nou wil ek al die aandag kry. As ons Openbaring 20, die 4de vers gaan begin lees. Ek wil hê dat u en ek in die genade van God, ons in die hoop instel, dat u en ek almal eendag deur die hemelpoorte gaan stap. En nou wil ek u vra, wat dink u? En hierna gaan ons lees presies wat dit is. Wat gaan ons eerste taak wees die oomblik as ons deur die genade van God die hemelpoorte instap? U het daardie hoop, dis wat u nog elke aand hierheen laat kom het. Maar wat gaan die eerste ding wees wat u en ek gaan doen, die oomblik as ons die hemel gaan instap? En ons gaan nou net vir u die eerste sin in Openbaring 20 vers 4 gee. Openbaring 20 vers 4 is een van die langste verse in die Bybel. U gaan dit net nog sien. Maar kom ons lees, wat is die eerste taak wat ons gaan doen as ons gaan instap? Ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Wat is die eerste taak wat regverdiges in hulle hande neem, die oomblik as hulle deur die genade van God die hemel instap? Ek het trone gesien, hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. 'n Vreemde gedagte. Kom ek wys vir wat Paulus daaroor sê. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Paulus sê vir ons ook, onthou een ding, die heiliges gaan die wêreld oordeel. Die volgende vers, weet julle nie dat ons tot die engele gaan oordeel nie? 'n gedagte wat nie elke dag by ons is nie. Ek wil hê jy moet dis inneem wat ons nou gelees het. As ons die hemel instap deur die genade van God, beskryf die hemel vir ons die hele sentiment waarmee ons sal instap en wat ons taak sal gewees. En jy gaan nou net sien hoekom dit so gaan wees. Ons het op trone gaan sit, die eerste ding wat ons wil nagaan, dit gaan 'n spontane reaksie by ons wees, ons sal die oordeel wil nagaan. Paulus herinner ons ook daar, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons tot die engele sal oordeel nie? Wat is dit wat God by die 3de laaste hoofstuk van die Bybel vir ons graag wil tuisbring? Die grootste saak wat nou in u gedagtes op hierdie stadium sal wees, wie is daar en wie is nie daar nie? Is my pa daar? Is my dogter, my seun? Is my vrou, is my ma daar? Is my broer, my suster? Dis die sake wat die swaarste op u gaan rus. Maar ek wil dit graag sterker op u hart plaas, dat u en ek dit kan duidelik sien. Wat het gebeur toe die Here gekom het? Dan sal die teken van die seun van die mense in die hemel verskyn. Ek wil hê u moet dit weer inneem. Dan gaan die stamme van die aarde rou bedryf. Die dag as die Here kom, as hulle die Here sien kom op die wolke.
vers 31. Wat gebeur nou die dag as die Here kom? Hy gaan sê engele uitstuur met harde trompetgeluid. Dis niks in die geheim nie. Met harde trompetgeluid. 1 Tessalonisense 4 sê met basuin geklank. En hy gaan sê, hulle gaan die uitverkorenes versamel van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. En hier wil ek hê, die teks wat ons nou die aand vir julle gelees het, jy moet baie duidelik onthou. Die vraag in die hart gaan wees, wie's daar? Die Bybel maak dit duidelik, baie wat ons dink eerste gaan wees, gaan dalk laaste wees, en hulle wat laaste is, gaan dalk eerste wees. Daar gaan dus mense in die hemel wees, wat u nooit daar verwag het nie. Daar gaan ook mense wees, wat u nooit gedink het, daar, wat u verwag het daar sou wees, maar wat nie daar is nie. En die grootste wonder is, dat u self daar is, want u ken u in u diepste wese. Die geheime van u hart. Ja, die engele beweeg rond, en nou moet jy onthou, wat maak jy die engele? Hulle kry 2 manne daar by die boerdery, by die land. 2 manne by Iskor. Hulle neem die een aan, hulle verlaat die ander een. 2 vroue by die meel, 2 verpleegsters by die hospitaal. Die een word aangeneem deur die engele, die ander word verlaat. Ja, geliefdes, u gaan die hemel instap, maar van u geliefdes gaan nie daar wees nie. En hoe gaan u voel as u voel, u vader moes daar gewees het, en hy is daar nie? Kan u begin verstaan waarom u self die oordeel sal wil in u hand neem? Die Bybel sê, onthou, die dinge, ek het trone gesien, hulle daarop gaan sit, en dan hulle is die oordeel gegee. Ek wil hê moet hierdie gedagte baie mooi inneem. Die oordeel wat ons nou moet doen, is reeds deur God gedoen. As ons die hemel instap, is net die regverdiges in die hemel. Die onregverdiges is nog in hulle grafte, lê bo op die aarde. Met ander woorde, die oordeel wat ons in ons hande moet neem, is alreeds deur God gedoen, en God het alreeds gereageer. Regverdiges in die hemel, onregverdiges nog op die aarde. Hoekom moet ons dan nie die oordeel in ons hande neem? Ek dink die antwoord is al klinkklaar in die eie gemoed. Hoe sal u geluk in die hemel ken, as u dink God het verkeerd geoordeel? En al wat God vir u kan doen, is hy sê, kom, neem die oordeelsboeke van Piet Botha in jou eie hand. Neem dit van jou seun. Kom stap saam met hierdie mens. Jou seun wat nie daar is nie. Dis nie maklike woorde hier nie. Maar kom stap en ontmoet hierdie mens. En jy sien hom, wie was hy werklik? Baie beter as die beste video-opname. Geliefdes, ons sal nie geluk in die hemel ken. Onthou, sonde het 'n skeiding gebring. God het die hemel leeg gemaak, sy seun het gesterf, God smag daarna. Hier is meer as 10.000 advertensies uit vir hierdie lesings, en u is die mense wat gereageer het. Hoe is dit dat die mens net bly wegdraai van sy God? Om te laat te ween is 'n verskriklike saak. Dit is beter om nou te ween. Dit is beter om nou die inligting te neem wat die Here sê, mense, kom nader. Wat ek vir julle gaan gee, gaan soet wees in die mond. Die Bybel gaan duidelik kom, maar as ons die implikasie besef, gaan ons bitter voel op die maag. Maar die Bybel noem dit net daarna, die aand as ons daardie hoofstuk gaan studeer, dis die goeie boodskap. Dit help ons om die perspektief te kry waarmee ons besig is. Nou wil ek terugkom na vers 4, maar hierdie keer, kyk hoe lang vers is dit. Hierdie keer wil ek hê u moet die hele vers inneem. Ek het trone gesien, hulle daarop gaan sit, is u en ek deur die genade van God. Aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoë was. Ja, u en ek sal die voorreg hê om die oordeel te doen van al daardie martelare. Ons sal Johannes Hus se video kan gaan neem, se lewensboek. Martin Luther, al daardie groot manne, ja, hulle wat gesterf het op die brandstapels, daardie wat gesterf het in daardie 10 dae van die Edikt van Milaan, 313, en die 3 edikte wat begin het in 303, daardie 10 jaar, toe daardie meer as 5 miljoen mense, gemiddeld van 500 per jaar. U kan sien presies hoe dit gebeur het. Ja, sê die Bybel, wanneer ons na die oordeel kyk, sal ons ook kan sien die wat onthoë was. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie. Ons moet nog kom by wie hierdie dier is. Openbaring 13 vers 3, vers 4 en vers 8 sê, vers 3, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Vers 8 sê, almal aanbid hom. En almal is daarom regtig 'n omvattende woord. Hoekom is u en ek so spesiaal dat as die Bybel sê almal aanbid hom, almal dit doen behalwe ek?
Maar ons kom later by, ons sal ook dit kan sien, en die merk wat hulle op hulle voorhoof en op die hand ontvang het, en ek sal moet lees, wat is die merkteken van die dier? Hoekom is die woord van God so sterk daaroor? Hierdie is net 'n openingkie wat ons nou maak. Ons is gesê, ons gaan die oordeel doen, ons sal in daardie tyd en volle inligting kan kry. En ek wil hê met die laaste sinnetjie van vers 4 ook neem. En hulle het geleef, die regverdiges, hulle die Here tegemoet gegaan in die lig, hulle die oordeel geneem, hulle het dit deurgegaan, en hulle het geleef, en as konings regeer, saam met Christus die 1000 jaar lank. Waar is die regverdiges gedien die 1000 jaar? By hulle skepper, by hulle verlosser, in die hemel. Ons gaan ten volle ingelig wees. Ons het die ding, ons verstaan die martelaar konsep, die merkteken van die dier. Ons gaan as konings regeer. Een punt wat ek graag vir jou wil uitlig onder die terminologie konings, is dat jy kan nie in beheer van 'n besigheid wees as jy nie 'n ingeligte persoon is, as jy nie die hele besigheid verstaan nie. Wanneer ons in die hemel is, kyk ons nie meer soos Paulus sê in 'n spieël en 'n raaisel nie, maar ons verstaan nou ten volle. Ons is ingelig. Ek wil graag net ons perspektief neem, dat ons dit net weer inneem. Die eerste opstanding is die begin van die 1000 jaar. Die tweede opstanding, of dan liewer die opstanding van die onregverdiges, gaan die 1000 jaar beëindig. Die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig is nie. Die tydperk tussen die twee opstandings word in die Bybel genoem die 1000 jaar. Is dit simbolies, is dit letterlike 1000 jaar? Die Bybel is nie duidelik hieroor vir ons nie. Ons kan net lees wat in die Bybel staan. Nooit wil ons in die vir u gee wat nie in die Bybel staan nie. U moet dit net neem soos dit daar staan. Gedurende die 1000 jaar is die regverdiges in die hemel saam met Jesus. Gedurende die 1000 jaar is die goddelose nog in hulle grafte. Gedurende die 1000 jaar is daar geen lewe op die aarde nie. Geen lewe op die aarde nie. Die Satan is deur hierdie omstandighede gebind vir die 1000 jaar. Hy kan niemand verlei nie. Jy gaan net nou sien as ons by vers 7 kom, wanneer hierdie omstandighede omgekeer gaan word. Aan die einde van die 1000 jaar word Satan vir 'n kort tydjie ontbind, as die onregverdiges uit hulle grafte opgewek word. Goed, die einde van die 1000 jaar. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, ons kom nou by die einde van die tydperk wat ons vanaand bestudeer, van die konsepte wat God graag in ons hart wil gee, en weer eens onthou, hoe en wanneer is sekundêr, wat is die boodskap wat God wil bring? Wat is die boodskap is primêr? Wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Goddelose vir 'n kort tydjie opgewek saam met Satan. Ek wil hê jy moet hier weet, Openbaring 22 vers 11 sê dit ook, die Heilige Gees pleit nou nie meer met die goddelose nie. Onthou, daar kom 'n oomblik kort voor die wederkoms, Openbaring 22 vers 11, waar die Bybel sê, laat hy wat vuil is nog vuiler word, maar die teenoorgestelde, laat die regverdige, hulle wat wil saam met God werk, nog heiliger word. Die Heilige Gees pleit nou nie meer met die goddelose nie. Satan is nou in volle beheer. En wat gebeur nou? Die ander dode herlewe nou na die 1000 jaar. Soos op vers 13 sê, die see het die dode gegee wat daarin was. Die dood het die doodryk het die dode gegee wat daarin was. Hulle staan eintlik op vir hulle oordeel. Elkeen gaan nou sy oordeel ontvang. Maar ek wil hê jy moet nou weet, ons is aan die einde van die 1000 jaar. Die regverdiges was aan die begin opgewek. Hulle lewe al reeds 1000 jaar. 1000 jaar later kom die goddelose eers tot lewe. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal Satan uit sy gevangenis ontbind word. Hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is. Die Gog en die Magog, 'n simboliek uit Jesegiel, om hulle te versamel vir die oorlog. En ek hou nie van die woorde wat ek nou lees nie. En hulle getal is soos die sand van die see. Het jy al by die see gestaan en 'n hand vol seestrand, 'n sand opgetel? Kan nie daar die korreltjies tel? Die Bybel probeer vir ons 'n baie swaar saak hier sê. Matteus 7 sê dit ook. Daar's so min wat reageer op die roepe van God. Matteus 7, Lukas 13 sê, wyd is die pad wat na die verderf lei, baie gaan daardeur, smal is die weg wat na die lewe lei, min vind dit.
Romeine 9 vers 27, 'n aanhaling uit die boek Jesaja. Al is die getal van Israel soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel. Die Engels vertaal hierdie woord met remnant. Die dames ken die woord as jy materiaal gaan koop. Wat is 'n remnant, dames? 'n Klein oorskietstukkie. Dit is nie lekker nie. Dit maak my benoud. Geliefdes, ons moet ons Here, ons Skepper soek. Ons het ons nie self hier gebring nie. Groot, ons het nou die aand gesien, God het 'n hoë ideaal vir ons. Hy is 'n intelligente wese. Alles wat hy hier sê is deur die mense hande tot stand gebring. Uit hierdie rou aarde, groot was dit wat die mens bereik het. God wil hy daardie toekoms gee, maar dit moet 'n keuse wees. Kom, laat ons mense maak na ons gelykenis, was die hele beginpunt. U is 'n wese met 'n vrye keuse. U moet besef waarom dit gaan. Dis die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het, wat ons nou bestudeer. Ons is by die laaste 3 hoofstukke, ons begin kyk in die ewigheid. Dis heilige oomblikke hierdie, dis heilige woorde wat u sien. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, en hulle te versamel vir 'n oorlog. Ons tweede laaste lesing gaan die slag van Armagedon wees, wat 2 fases het, maar ons kom later daarby, om hulle te versamel vir die oorlog. Maar wat my seer maak, hulle getal is soos die sand van die see. Nou gaan ek so 'n bietjie inligting vir vooruit gee uit Openbaring 21. Die goddelose wil die nuwe Jerusalem nou vernietig. Wat gebeur met die regverdiges na die 1000 jaar? Luister nou mooi. Baie van ons dink ons gaan vir ewig hemel toe. Geliefdes, ons was oorspronklik geskape om waar te woon? Op die aarde. Ons keer terug na, daar word 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskape. Luister wat gebeur nou in Openbaring 21 vers 2, wanneer ons groot hemel, 'n ruimtereis terug gaan kry na die aarde. En ek, Johannes, het die heilige stad, wat is Jerusalem, die oude of die nuwe? En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel. Hier kom die nuwe Jerusalem nou. Toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Satan is nou in volle beheer van die goddelose wat nou weer lewe op die aarde. Vir 'n kort tydjie. Hoe lank weet ons nie. God laat dit toe vir 'n kort tydjie, en onder aanvoering van die Satan omsingel die goddeloses nou die regverdiges wat met die nuwe Jerusalem vanuit die hemel neergedaal het. Die goddeloses se optredes, hulle hele doel, onthou, hulle is by verre in 'n oormag. Onder Satan se leiding omsingel hulle die stad. Ek gaan dit nou vir julle lees in Openbaring 20 vers 9. Uit hierdie reaksie, onthou u geliefde wat nie daar was nie, u vader, u moeder, u broer, u seun, u vriend. U het gedurende die oordeelstyd presies gesien, u het dit oor en oor, u kon nie glo die mens wat jy so geag het is die persoon nie. Hy is nie in die hemel nie. Jy sien hom nou eers, en ons gaan net hierna by dit kom, na die 1000 jaar. En jy seker daar is 'n fout. Maar wat maak hulle nou? As hulle doel kan kry, sal hulle al die regverdiges in die nuwe Jerusalem vernietig en wou oorneem. Daar is iets doods binne in hulle. Onthou, die regverdige kom uit sy graf uit. Kom, ek stel dit 'n bietjie anders. Aan die einde van die 1000 jaar het die regverdiges 1000 jaar saam met hulle God gehad, maar die onregverdiges het hulle grafte uitgekom, net soos hulle daar ingegaan het, met dieselfde haat en nyd. Met dieselfde haat en nyd wat hulle die graf ingegaan het, hulle het geensins verander nie. Ek het 'n kennis, 'n persoon geken, 'n jong Hollander, so baie 'n kort mannetjie in Benoni. Ek praat nou van so 24 jaar gelede. Hy het 'n baie kort meer gehad. En eendag by 'n verkeerslig, ons weet nie wat presies gebeur het nie, en hy en 'n ander man onder ons hier gehad, en die twee het 'n jaagtog deur Benoni gehad. Die verkeersmanne was uiteindelik agter hulle, en hierdie jong man is in hierdie toestand op slag gedood in hierdie jaagtog. Die polisie agter hulle en hierdie twee wat mekaar die hele tyd wil kry. Wat ek vir u wil probeer sê, die goddelose kom uit hulle graf uit op hierdie stadium net soos hulle ingegaan het. Die regverdiges kyk nie nou meer in 'n spieël en 'n raaisel nie. Hulle was nou al hoe lank in die hemel?
Ek wil jy moet probeer vasstel, wat is die primêre boodskap wat die Bybel vir ons probeer gee? Die goddelose se optredes bevestig God se regverdigheid om nie redding aan hulle te gee nie. Dit is op hierdie stadium, soos Paulus sê, dat elke knie voor God sal buig, die boek Korintiërs. Wat ek in 'n blokkie vir u geplaas het, is belangrik om te besef. Dit is op hierdie stadium die enigste geleentheid dat die regverdiges en die onregverdiges saam voor God sal verskyn. Die regverdiges in die nuwe Jerusalem, die onregverdiges die stad omsingel. Dis die enigste stadium wat hulle saam gaan wees. En hulle, onthou vers 8 het gesê, hulle is soos die sand van die see, hulle is nou opgewek, Satan verlei hulle nou vers 9, is 'n groot vers hierdie, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, hierdie massa van mense, en die laar van die heiliges en hierdie geliefde stad omsingel. Maar vuur het van God neergedaal en hulle verslind. Ek wil jy moet sien wat daar staan. Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En terwyl hierdie gedagte wat die Bybel nou daar in die verwysingsraamwerk ingeplaas het, waar die goddelose hierdie heilige stad omsingel, om hom te vernietig, maar op die regte oomblik, daal vuur van God uit die hemel neer en verslind hulle. Terwyl dit in die gedagte is, wil ek graag hê jy moet onthou, ons is nou besig met die laaste 3 hoofstukke. Wat het die eerste 3 hoofstukke vir ons geleer? Die kennis van goed en kwaad. Ons is in die beeld van God geskape. God wou ons beskerm teen die kwaad. Maar die sondeval het ons heeltemal in die kwaad ingedompel. Dit was slegs en dit is slegs die kruisdood wat die mens se oë kan open. Dis slegs Jesus wat ons oë kan open. Onthou, ons is nou by die gedagte, die beginsel van kwaad, kennis van goed en die kennis van kwaad. Ons het in hierdie lewe die kwaad geken vir 60 tot 80 jaar. Die eerste dood, die Here sê, die oomblik toe die mens sondig, toe sê die Here, laat hulle nou nie van die boom van die lewe neem nie. As jy baie sterk is, sal jy 80 jaar bereik. Ek wil hê jy moet verstaan, u en ek weet vanaand by ervaring, deur ondervinding, wat is die kwaad. Ek glo nie, is een in hierdie gehoor vanaand, wat nog nie hulle meer verloor het nie, wat nie gemeen is nie, wat soms sukkel met selfsug, wat u loop oor die eie kinders soms. Ons sê sit met ons weet vanaand wat kwaad is. Maar na die 1000 jaar in die hemel het ons die goeie geken en dit vir 'n hele 1000 jaar. Ek wil hê jy moet sien hoe lyk hierdie skaal. Ons het 60 jaar, verwys nou na die regverdiges, 60 jaar van die kwaad, 80 jaar van die kwaad belewe. Hoe swaar is die ander kant? Hoe lank is ons saam met God, probeer die Bybel vir ons duidelik maak. Ons perspektief is herstel. Ons kyk nie meer in 'n spieël en 'n raaisel nie. En ek wil amper in my menslikheid sê, as die nuwe Jerusalem neerdaal, is dit die regverdiges ervaring, 1000 jaar van die goeie. Hulle het die kwaad geken, maar in my menslikheid sê ek en vra ek, is dit nie moontlik dat hulle as hulle afkom al amper vergeet het wat die kwaad was nie? Vanaand gaan jy beslis nie 'n duidelike prentjie kry nie. Dis soos tyd as u hieroor gaan pyns, gaan die God van die hemel na aan u kom, want hy wil hê u moet die visie verstaan. Want dit gaan as u verstaan, gaan dit deel uitmaak van die innerlike lewensmotivering. Môre gaan u weer by u werk wees, Desember maand, wat die kursus al lank al verby is. Wat gaan u lewe rig? Wat is in die verwysingsraamwerk? Hoe na lewe u met die God? Hoe meer kennis u het, hoe meer kan God u inlig. Dis waarom die leer van Petrus nou die aand een trap het ook kennis ingesluit. Hulle verdorwenheid is nou duidelik, want onder aanvoering van Satan omsingel hulle die stad. Hierdeur word hulle ongeskiktheid baie duidelik geïllustreer. Almal besef dat die beëindiging van hulle bestaan 'n genadedaad teenoor hulle is. Ek wil hierdie groot vers nou weer vir u lees. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges, die geliefde stad omsingel. Vuur het van God neergedaal en hulle verslind. Nou wil ek vir u 'n voorbeeld neem uit Judas 7. Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra was daardie 2 stede wat so goddeloos was, dat God nog besluit het om hulle hele bestaan te beëindig. Maar luister wat staan nou in die 7de vers van die boek Judas.
So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer het en agter vreemde vlees aangeloop het, as voorbeeld. Ek wil hê jy moet hoor, as voorbeeld gestel was, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan het. Wat sê as voorbeeld? Sodom en Gomorra is vir ons 'n voorbeeld. Wat het hulle ondergaan, sê die Bybel, die straf van die wat? Die ewige vuur. Ons het nou net gelees van die groot oomblik waar die goddelose vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle bestaan beëindig, hulle verslind. Nou sê Judas, en ons gaan dit ook in Petrus vir u gaan wys, Sodom en Gomorra was vir ons 'n voorbeeld. Die dooie see is waar Sodom en Gomorra was. Die dooie see, hoekom word hy die dooie see genoem? Hoeveel visse lewe in die dooie see? Hoeveel lewende organismes is in die dooie see? Die groot woestyne, die Sahara woestyn, is 'n woestyn dood? Of is daar woestynblommetjies? Is daar akkedisies wat daar rondgaan? Is 'n woestyn dood? Nee. Is die dooie see dood? Ja. Die dooie see is die enigste dooie kol op hierdie aarde. God het dit as 'n voorbeeld gestel van hoe die vernietiging sal plaasvind aan die einde. En nou wil ek die volgende paragraaf stadig vir u lees. Wat is hierdie voorbeeld? Die vuur wat Sodom en Gomorra vernietig het, brand dit nou nog. As jy by die dooie see kom, waar Sodom en Gomorra eentyd was, brand daar die vuur nog? Kom ons lees. Ek wil jy moet sien wat hier staan. Die vuur wat Sodom en Gomorra vernietig het, was 'n ewige vuur genoem. Die ewigheid daarvan het daarin gelê dat die vuur nie dat die vuur vir ewig gebrand het nie, maar dat die gevolg vir ewig is. Waar Sodom en Gomorra vandag? Hoeveel lewe is daar nog in Sodom en Gomorra? By daardie dooie see? Niks nie. Sodom en Gomorra was vir ewig vernietig. Dis nie die vuur wat vir ewig gebrand het nie, maar is die klem op die vuur of die mense wat daar gebly het in hulle bestaan? As ons die ewige vuur wil verstaan, sê die Bybel, moet ons na die vernietiging van Sodom en Gomorra kyk, want dit is as voorbeeld vir ons gegee, sodat ons die eindtydsin kan verstaan. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. God het sy vreemde daad nou voltrek. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, sê vir my, die see, hoeveel van die aarde beslaan die see op hierdie oomblik? Hoeveel? 2/3, 'n groot gedeelte. Is dit simbolies, is dit letterlik? Die sal ons nie weet nie, want daar's nie weer nog 'n verwysing wat ons die parallel mee kan trek nie. Maar die Bybel sê daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die eerste aarde en die eerste hemel is daar nie meer nie. Die see was daar nie meer nie. En die vers wat ek net vir julle gelees het. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God in die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. 'n Baie mooi gedagte wat in vers 3 nou kom. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk die tabernakel, die woord tabernakel beteken God se blyplek. Die tabernakel van God is nou by die mense. Hy sal nou by hulle woon. Waar gaan God nou woon? Ver afgeleë of by ons? Jy moet dit besef. Sy woonplek is nou by hulle. Hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God, jou skepper by jou. 'n grootse vers gaan ons nou lees. En God sal die trane van hulle oë afvee. Ons het net nou met 'n swaar gemoed besef, as ons deur die genade van God die hemel instap, is daar ook die skok wat vir ons wag, die van ons geliefdes wat nie in die hemel is nie. Dis waarom ons baie meer moet bid vir ons kinders. Baie meer moet let op wat ons verhouding met God is, sodat ons kan weerspieël wat die Here werklik in ons lewe kon doen en vir ons wil doen. God sal die trane van hulle oë nou afvee. Wat het nou net gebeur? Die nuwe Jerusalem het neergedaal. Die goddeloses het dit omsingel. Vuur het van God uit die hemel neergedaal. En jy duidelik besef, daardie geliefde van jou, jy het hom buitekant die muur van die stad gesien met haat.
Jy het besef, as hy sy vrye, as die goddeloses hulle pad kan loop, vernietig hulle elke persoon en bly die aarde soos hy was voorheen. En na die 4, nou sê die Here, God sal die trane nou afvee. Terdee besef ons op hierdie stadium, die diepte van die sonde en die feit dat God dit nie langer kon laat duur nie. Hoe baie keer sê u ook in die diep smarte, ag, kan hierdie sonde nag nie verbygaan nie. Ek gaan nie net hierna, gaan ek vir my persoonlik die mooiste woorde in die Bybel lees. God sal die trane van die oë afvee, daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want hierdie eerste dinge het verbygegaan. Dis waarom die Bybel sê, die sonde sal nie vir 'n tweede maal weer opkom nie. Ek wil hê jy moet die ervaring van die verlossing in Jesus nou duidelik verstaan. Jy is opgeneem in die hemel, jy kyk nie meer deur 'n spieël en 'n raaisel nie. Jy het die oordeel nagegaan, jy verstaan elke facet, jy is 'n koning, jy is ingelig en net voor ons nuwe aardse bestaan inneem. Besef ons, kry ons weer in 'n kort tydjie 'n hele panorama van wat die sonde werklik is. En dan sê die woord van God, word die trane van ons oë afgevee. En besef u, dit is 'n genadedaad om die sonde te verwyder. Onthou, God het die sondaar lief, maar die sonde vernietig. Sonde is die teenoorgestelde van liefde. Ek wil hê, ek dink ons gaan nou vir die eerste maal miskien ten volle hierdie vers verstaan. Hy wat op die troon sit het gesê, God die Vader het gesê, ek maak alles nuut. Nou agter die rug is soos Maleagi 4 sê, ons gaan oor die as loop, die aarde nuut gemaak, die nuwe wêreld begin nou. En hy sê, hy wat op die troon sê, kyk, ek maak nou alles nuut. Nou is daar perspektief. Nou is ons teruggestel tot in Eden. God het nooit hierdie sonde nag beplan nie. Vry was ons keuse. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dis die waarheid. En jy mag nie toelaat dat as jy uitgaan, hierdie dinge weer verdwyn en die wêreld en die werk weer die beste deel van die tyd neem nie. Weet jy dat 'n dag 24 ure het? Ons rus 8 ure, ons werk 8 ure, ons het nog 8 ure oor om vader te wees, om moeder te wees, om 'n verhouding met God op te bou. Dis wanneer 'n balans in jou lewe sal kom. Dis nie waar dat ons nie tyd het nie. Ons maak tyd vir dit wat tel. Die televisie het dit vir ons kom bewys. Voor 1975 was ons lewe net so vol. Maar die TV het ingekom en skielik kon ons 3, 4, 5 ure van ons 24 uur neem en nog alles doen. Jy vind tyd vir dit wat van belang is vir jou. Die sondenag is verby. Hier kom die mooiste woorde. Dis ook by die 7de plaag, vind ons presies hierdie woorde ook. En hy het vir my gesê, dis verby. Is dit nie mooi woorde nie? Dis verby. Ons het perspektief. 'n nuwe toekoms wag nou vir ons. Dis verby. Ons het nie beplan om die 7 laaste plaas in die reeks te doen nie, maar dalk kan ons die later een aand terugkry of op 'n keer. En ons kan die 7 laaste plaas ook kyk. Dis verby. Ek is die Alfa en die Omega, Alfa die Griekse A, Omega die Griekse Z. God sê, ek het alles volmaak begin. God gaan toesien dat die einde volmaak gaan wees. Dit wat tussenin gebeur het, was nooit God se bedoeling nie. Ek is die begin en ek is die einde, ek is die Alfa en die Omega. Aan die dorstige, aan u wat daar diep binne in die hart verlang na lewe. Daar is antwoord. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. Daar is die een rede waarom u die ewigheid nie kan beerwe nie. Al het die Bybel net over hier gesê, die goddeloses is soos die sand van die see. Al is die getal van Israel soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel sal gered word. Smal is die weg, maar neem God se hand. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Ek sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir ons, en ons sal vir hom, en hy sal vir my 'n seun wees. Ek gaan vir hom 'n God wees. Die Here sê, ek gaan jou maker bly, en jy gaan my kind wees, my dogter, my seun.
Nou gaan ons weer 'n keer ietsie hoor van die tweede dood. Nou kom die Here uit daardie omstandighede en hy gaan 'n oproep op u maak. Is jy gereed vir die oproep van Openbaring 21 vers 8? Is jy gereed? Maar wat die vreesagtiges aangaan, geloof, kontak, kennis in die innerlike, in die verwysingsraamwerk, neem vrees weg. As jy God nie inneem nie. Maar wat die vreesagtiges aangaan, wat die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die hoereerders, die towenaars, die afgodienaars, al die leenaars, hulle is in die deel van die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Dit is die tweede dood. Die eerste dood wat ons hier sterwe, die begrafnis wat u binnekort weer gaan bywoon, die een wat u net 3 weke terug bygewoon, dit is die eerste dood. Wat ons moet vrees, is 4 dae van God uit die hemel neer, en beëindig, die hoef van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek hoop u, hierdie dinge wat ons nou vir u gaan lees, klink nie na u vir 'n feesverhaal nie. Die woord van God sê, dis waaragtig en waar, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, hulle gaan by die hart nie eens opkom nie. Ons gaan weer huise bou en dit bewoon, ons gaan weer wingerde plant, jou inisiatief, jou skepingsvermoë, die uitlewe van dit wat ons na die beeld van God geskape is, kan tot volle wasdom nou kom. Julle gaan nie bou dat 'n ander dit bewoon nie. Die wêreld is omgedraai vandag. Die wat hard werk, bou vir die roem van die wêreld. Jy gaan nie bou dat 'n ander dit bewoon nie. Jy gaan nie plan dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die bome uitverkore. Hulle sal nie te vergeefs vermoei of baar vir 'n skielike ondergang nie. Julle harde, julle lewensdoel skielik is dit weg nie. Die Here se seën sal naby wees. Trek uit hierdie volgende vers die diepte wat daar werklik in is. Die wolf en die lam gaan nou saamwy. Ja, ook die vloek wat op die aarde is, die doring en die dissels, en hoe die wêreld nou in die natuur loop, was nie God se bedoeling nie. Dit wat jy daar buite sien, die plant wat jy plant en môre het hy roes by. Is die luisie daar? Is die blaarvlek daar? By my swembad staan 'n pragtige mango boompie met die lekkerste mango's, maar al sy blare hierdie jaar is vol kolle. Die wolf en die lam gaan saamby, die leeu gaan strooi het soos 'n bees, die stof sal die voedsel van 'n slang wees, hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig nie, op my hele heilige berg nie, sê die Ego Eimi. Hy's met 'n hoofletter. Die groot God. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal wel staan, sê die Here, die hoofletters weer, elke maand op die nuwe maan, elke week op die Sabbat, elke week gaan ons saamkom. Ons God gaan by ons wees. Ons rig, ons aanvul. Die groot waarskuwing waarmee ons vanaand dan afsluit, wat ons nou die aand ook gedoen het, dit moet ons veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat baie subtiel daarin gaan werk om u geloof te ondermyn. En dis net wanneer u verstaan, wat u standvastig sal bly. Dit moet ons veral weet. Hulle gaan sê, waar is die belofte van sy wederkoms, van my pa en my oupa ontslaap het, man, hulle het dit ook geglo. Waar is die storie dat die Here gaan terugkom? Al sê hulle dit nie duidelik nie, hulle hele lewensmotivering, hulle hele nie verbale oorlog teen jou, omsluit dit alles, en jy tel dit nie verbaal op. Jy weet baie duidelik, wat, jy swyg as jy by hulle kom. Jy wil nie eens wys dat jy kind van die Here is op so 'n stadium nie. Baie duidelik, die Here vertraag nie beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig. Jy het lankmoedig, het jy vanaand weer jy meer verloor? Is jy mismoedig? Jy het 'n lankmoedige Skepper. Die Here vertraag nie beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal uiteindelik tot bekering wil kom. Maar die dag van die Here, al sê die mens daar buite wat, soms vind ek die oningeligte mens, die mens wat die woord van God die minste ken, praat die meeste. Dis hoe ek dit sien. Hoe u en ek dit sien, het geen sê nie. Dit het geen waarde nie.
Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan, die elemente gaan brand en vergaan, vuur gaan neerdal. Die aarde en die werke wat daarop is, ek kon nog so baie vir u gelees het. Ons eindig met die apostel Petrus wat die bemoedig hier aan die einde. Al het ons nou net gehoor, maar die dag van die Here sal kom en dit brand soos 'n oond. Weet jy wat sê vers 13? Daarmee eindig ons vanaand. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid gaan woon. Weet jy wat sê vers 17 net hierna wat ek nie ingeplaas het nie? Nou dat ons dit dan vooruit weet, geliefdes, dat ons op ons hoede wees dat hierdie mense ons nie meeneem nie, maar dat ons die invloed sal wees wat hulle sal motiveer. Ek eindig, maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin liefde, geregtigheid gaan heers. Ons Maker gaan by ons wees. Ek wil eindig vanaand hierdie lesing van die derde laaste hoofstuk en die tweede laaste hoofstuk van die Bybel met die woorde wat 7 maal in die boek Openbaring voorkom. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. O Vader in die hemel, 'n uur gelede het ons U gevra dat U baie naby aan ons sal kom. Ons het U gevra dat U ons sou seën, o Heer, en U het dit wonderlik gedoen. U woord het dit vir ons gedoen. U Heilige Gees was naby, dat ons so ietsie kan sien van dit wat vir ons voorlê. O Heer, dankie vir 'n nuutgemaakte wêreld. Dankie dat hierdie woorde waaragtig en waar is. Ons het U gevra en ons wil U dank dat U dit vir ons gedoen het. Dat daarna hierdie lees vanaand in ons verwysingsraamwerk ook ingeplant is, wat U in hierdie tweede en derde laaste hoofstukke van die Bybel geplaas het. Vader, maak dit deel van ons innerlike motivering. Saam met die ou profeet wil ons sê, ag Here, bekeer ons, want ons wil bekeer word. Kom na aan ons, rig ons lewe en bring ons dan volgende Dinsdag aan saam. Seën elke individu vanaand. As daar van ons is vanaand wat baie bekommernis het, wat alleen is, wat hartseer is, wat probleme het, kom naby. Is daar van ons wat finansiëel swaar kry, algemeen is dit vandag, kom naby. Maar meer as dit, U wat môre en oormôre in sy volle perspektief ken, seën ons met 'n seën wat by U in die ewigheid sal eindig. Ons wil U dankie sê vir U woord. Amen.